Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre. Ons hoop julle blou maandag was daarom net ligblou geweest en dat ons nou vandag gaan seker maak hierdie Dinsdagoggend van jou is kleurvol opgekikker. En daar's vir heelwat wat voor lê en 'n Ribbons is hier en sy wys vir ons 'n paar lekker oefeninge wat die ouer garde sommer by die huis kan doen. Die tennisfenomeen Devin Badenhorst kom kuier. Thys is natuurlik hier om ons op hoogte te bring van die wêreld se finansies. En ons fokus vandag spesifiek op die JSE. En Vanus Pinaar kom kuier en hy bring vir ons nuwe musiek. Ag, dis te heerlik, dis te heerlik. Nou oor jy nou gepraat daarvan as jy nou 'n audisie moes doen of dalk moes optree as seremoniemeester of enige ietsie waar 'n bietjie shine moet gaan vang, Els. Ja. En jy al senuwees gevang en dan voel jy okay, nou slaan die senuwees jou en jy voel of jy koud uitslaan en so. Ek dink dis elke dag se geval. Nee. Wanneer ek hier is, ja. Nee, Wat 'n mens man. weet nooit wat om van jou te verwag. Ai, Els, maar jy weet. Nee, maar om jou vraag te beantwoord, ja, ek sukkel nogal daarmee wanneer ek partykeer voor mense moet praat, selfs net soos wat jy sê, Net om maar ys te of dit breek. nou of dit nou seremoniemeester is en net 'n paar aankondigings is en of dit nou 'n praatjie is. Ek is gewoonlik baie senuweeagtig en dan wonder ek altyd wat het my besiel. Veral dalk ook as jy 'n miljoen rand idee het, jy weet, soos wat Thys ons nou al gehad het en jy wil hom Ja. dalk voorlê aan die span en almal sit jy so en kyk met kuiwe wat in hulle oë hang, dik brille en wit sokkies, wink wink Thys, kyk wat in sy oë hang. Wel, hoor net gou hierson hè, in Finland het hulle 'n baie interessante ding want hulle het nou gesê, luister, daardie gevoel kan ons 'n bietjie letterlik vat van koud voel wanneer jy ietsie moet doen. So in die dorpie Oulu, net so suid of so van die Arktiese sirkel, word entrepreneurs genooi om hulle besigheidsidees aan sakekenners voor te lê, maar met 'n massiewe vangplek. Hier kom die twist. Jy moet jou hele toespraak, jou hele voorlegging lewer terwyl jy tot by jou skouers in 'n Avanto staan. Dit is 'n gat wat letterlik in die bevrore see-ys gekap is. Die kompetisie staan as polar bear pitching bekend en die reëls is eenvoudig. Daar's geen tydslimiet vir jou praatjie nie, maar jy moet in die yswater bly solank as wat jy praat. Jou idee kan dalk briljant wees, maar as jou uithou vermoë min is, gaan jou praatjie bitterkort wees. Die organiseerder sê dat dit nie net oor die skouspel gaan nie, dit toets entrepreneurs se ware veerkragtigheid en fokus onder uiterste druk. Ek sukkel want ek begin al voel hoe my tande klap terwyl ek my idee wil deel. So die volgende keer as jy dink jou werksdag is moeilik, wees net dankbaar jy hoef nie jou baas te oortuig terwyl jou tande in die Arktiese ys klap nie. Hoe's daai? Ek het 'n idee. Dit Maar- gebeur soms, hoor. Nee? Selfs net wanneer 'n mens gespan is. Ek het nou die aand Dis ook waar. 'n program op televisie gekyk. En dit was die einde van die reeks gewees en daar was net baie spanning gewees. En in 'n stadium toe sit en ruk ek soos wat ek koud kry en ek dink my tande het ook op mekaar geklap. So Maar- dit maak vir my heeltemal sin. Maar vrees en spanning is ook nogal 'n ding wat 'n ou heeltemal net. Dan dink jy ek het myself ook afval en dink ek, ou jy was so voorberei hier vir 'n goed. Waar kom relax, kry jouself nou net weer terug in 'n ding. Ja. En ek dink die koue faktor gaan dadelik oor die mindset. Ons gee vir jou 'n moeilike situasie, maar nou wil ons sê hoe helder kan jy daaroor dink? Maar So nou is my vraag die volgende, wat doen jy wanneer jy so 'n bietjie gespanne is ja, voordat jy nou so iets hoe werk jy? Hoe werk jy? Ek Het is jy maar 'n iets wat jy sielkundige doen? ou. Ek weet jy wil vir my nou een of ander triek of 'n ding vra. Ek dink ek probeer maar net vir myself sê haal nou asem. Haal asem, jy weet daai lekker 3 diep in en 3 diep uit en fokus en kanaliseer net alles na 'n punt toe. Dit voel of dit stadig, maar ek meen baie keer het jy net daai split sekonde om dit te doen. En dit is seker maar oor jare en goed, dan raak dit al hoe makliker. Maar nou ja, dit is daarom nie ysig koud vanmôre hier saam met ons nie. Els, dis lekker warm, matig tot lekker warm. Matig tot lekker warm, Veral hier mooi in die weer in suide, die as julle ateljee. nou so Goed, ons beweeg aan. Ek het vir jou 'n ander storie. van die Arktiese sirkel na die suide van Suid-Afrika. Sy. Ek gaan elke oggend vir jou moet sê, "Wow, is bietjie vroeg vir my." Wow! Jy het baie energie, maar goed, kom ek vertel vir jou. Wetenskaplikes in Brasilië krap tans so 'n bietjie kop oor 'n trop bokke. Ons is nou weer besig met die bokke wat die onmoontlike reg gekry het.
Op die klein windverwaaide eilandjie Santa Barbara, miskien wil jy dit sê soos wat 'n skaap dit sal bler, Pieter, maar ek gaan vir jou nou so wat 70 km van die kus van Bahia af, het 'n groep bokke of 'n trop bokke vir meer as 2 eeue lank sonder enige bekende bron van vars water oorleef. Kan jy nou meer? Hierdie eiland is woes en geïsoleer en hoewel koloniste die bokke waarskynlik eeue gelede daar as 'n noodkosbron gelos het, is die groot vraag, hoe op aarde leef hulle nog? Ten spyte van die strawwe toestande, is die bokke blakkend gesond. Hulle floreer so goed, dat hulle selfs gereeld tweeling lammers kry. Daar is 'n paar teorieë. So sommige meen die bokke kry al hulle vloeistof uit plante met 'n hoë waterinhoud, terwyl ander dink hulle het dalk oor generasies aangepas om soutwater te kan hanteer. 27 bokke is onlangs van die eiland verwyder om die natuurlike balans op die eiland te herstel, maar die navorsing stop nie daar nie. Wetenskaplikes bestudeer hulle nou fyn om te sien of hulle dalk die sleutel hou tot ongelooflike oorlewingsvermoë in droë toestande. Hierdie is 'n baie interessante storie. Magtig. Maar dit is vir my baie interessant, soos wat hy sê, daar is, of hulle weet nie van die vars water nie, so hulle het eers gaan soek vir die vars water, maar hulle kry dit nie. En ek dink, en weer eens is dit vir my net interessant om ook te kyk na iets soos plante dan, jy weet, wat baie meer waterinhoud bevat, want ek dink nie, ons as mense dink noodwendig altyd daaraan nie. Jy het al op Survivor en al hierdie tipe van TV-programme goed gesien, jy met hierdie houtjie kap en daai blaar, maar dit is vir my fascinerend, en ek hoop die wetenskaplikes sal hulle resultate deel, sodra hulle dit gekry het, nie net vir hulle self hou, om te sê hoe hierdie bokke oorleef, maar kan jy ook imagine dat hulle nou met soutwater, imagine dit. En dalk kan ons as mens 'n paar dinge by hierdie bokke leer. Ja, nee, al wat ek nou weet, as jy soutwater drink, dan is dit goed vir die purgasie. Dan sit jy nie met loopneuse en goeie soos hierdie nie, jy sit met 'n loopmaag. Okay, nee, hierdie is 'n ontbytprogram. Ek wil jy net daaraan herinner. Dit kan nie. Ja. Ek gaan nou met die span praat, ons regisseur moet ingryp. Ek dink wat hulle moet doen is, kry daai bokke, sit hulle in 'n Avanto, nê? En laat hulle praat. Vertel vir ons, dis hoe ons nou die bokke moet praat. Ja, wat dink jy sal hulle sê? Nee, kyk. Maar dis lekker, ek jou gesê hierdie Dinsdag gaan ons vir jou opkikker. Lekker hierso, en ek wil daarom ook net hallo sê, ek het oor die naweek mense uit Windhoek uit raak geloop en hulle sê hoe hulle nou vir ons hier by Goeiemôre, Good Morning ook geniet. Ja. So aan julle span daar in Windhoek, baie dankie. Lekker, goeiemôre. Goeiemôre, good morning, is 'n lekker middag hier vanaand. Is daar nie iemand wat verjaar nie, Pieter? Nee, niemand wat verjaar nie, maar almal van julle wat wel verjaar. Elsa wil net sê happy. Baie geluk. Hartlik geluk. Nee, dis eintlik Pieter se ding, jy by Goeiemôre, Good Morning. Saam met wie verjaar jy? Want die maandag was blou, al was hy ligblou, maar net hierna gesels ons 'n bietjie vir ons ouer garde, hoe om jouself fiks en reg te hou. Ineke Ribbins gaan 'n draai kom maak aan die gesels nog oor sport. Thys wag daar in die gange om te gesels oor JSC en natuurlik is Vanus ook hier met lekker musiek. Dit alles hier by Goeiemôre, Good Morning, bly jy net waar jy is. Ek kry vir jou nog so ou vars, lekker sawe lyfie. Cheers.